Baie welkom by hierdie geleentheid om saam te wees in 'n aanlyn erediens. Waar jy ook al vanaf inskakel, mag die Here regtig teenwoordig wees, ook net wanneer ons die Bybel lees. Kom ons word 'n paar oomblikke net stil. Here, dit is 'n voorreg om op verskillende plekke te kan wees en U teenwoordigheid te beleef. Ons vra dat U met ons sal wees in hierdie oomblik, wanneer ons net hierdie teks lees, dat ons die hele tyd sal vra. Hoe help dit ons om ons geloof te leef? Amen. Hulle sê daar's 3 tipes mense. Jy kry die glas halfvol persoon, die optimus, wat altyd na 'n situasie kyk met die geleentheid in gedagte. Soek altyd die silwer randjie. En hierdie glas halfvol mense sien die beste moontlikhede, sien 'n gelukkige einde, sien goeie resultate. Maar dan kry jy die glas half leeg persoon en die pessimis, wat altyd die negatiewe eerste sien, wat die lig in die tonnel is meestal 'n aankomende trein. Mense wat die ergste verwag, mense wat sinies is, daai mens wat as die dominee sê, ek is amper klaar, dan sak hy in sy stoel en hy sê, ag, hierdie gaan nog lank wees. En dan kry jy die res van ons, wat nie noodwendig die glas net half vol of half leeg sien nie, maar wat so half tussenin is. Wat dalk maar net in die oomblik na die glas kyk, wat sien die glas is dalk bietjie vuil, of net die glas optel en 'n slukkie water vat, want daar is nou water in. Nou ons is besig met 'n paar verhale hierdie kwartaal, waar Jesus interaksie het met mense, en ons vra met ons jaartema geloof wat leef, in hierdie kwartaal, hoe help dit ons, wat leer dit ons, hoe ons na buite toe moet gaan leef. En daar's lidmate wat vir ons help om ons teks 'n bietjie te verruim, so ek gaan laat ons nou kyk na 'n kort videoetjie wat vir ons iets vertel van waaroor vandag se teks gaan. Kom ons kyk daarna. My mamma maak die lekkerste broodjies. Ja, nou eet jy nie is altyd dit wat sy vir jou maak nie. Ons het daar hierdie Jesus leermeester gaan luister. Daar was honderde mense. 100, daar was seker 10,000. Ek onthou nie alles wat hy gesê het nie, maar dit was so lekker. Ons het gegaan sonder om te weet wat om te verwag, ver geloop en iets gekry wat ons glad nie verwag het. Jy het ons geleer oor maniere van leef wat ons glad nie eers geweet het van nie, en ons het gegaan met min, ons het weggeloop met baie meer as wat ons mee gekom het. Dit was baie warm daar. Ja, ons was lank daar gewees, en later kon jy sien dat almal begin ongemaklik raak oor, ons het nog niks geëet nie, ons moet nog huis toe gaan, hoe gaan die dinge werk, want het raak toe al donker. Op 'n stadium het daar 'n man deur die mense begin beweeg en vra of iemand daar kos het. Hy het daar by ons verbygekom, ek dink sy naam was Andreas. Maar hy het soos vis geryk. En hy kom toe by ons om, en ek weet, hier in ons mandjie lê brood en vis. Maar om eerlik te wees, ek was huiwerig om te gee. Eerste ding is, dis gasbrood, dis armasbrood, dis sommer my vrou het gemaak. Dis nou nie iets om te brag nie. Ek kry onmiddellik hierdie worsteling van, hier is my seun, ek leer hom altyd om, ons moet gee al het ons hoe min. En ek keer dit toe vir die man. So hier sien ek, die man vat ons kos, ons bietjie wat ons het, vorentoe na Jesus toe. En Jesus vat die brood en hy kyk op na die hemel en hy bid daarvoor. En hy begin dit uitdeel. En hier, die bietjie wat ons gebring het,
wat my vrou gemaak het vir ons, is besig om hierdie skare mense te voed. Die mense voor ons het geëet, die mense agter ons het begin eet. En dit het dit opgehou nie. En later was daar so baie dat daar eintlik oor was, dat daar te veel was. En almal het klaar geëet, so Ek is, nog nooit so iets gesien nie. is nou honger. Ek dink wat ek daai dag sal vir altyd onthou is, dat maak nie saak hoe klein ons dink ons bydra is nie. Hy sal dit gebruik om te doen wat hy wil doen. So, gee dit maar, al dink jy dit is klein. En na daai dag sal ek nooit weer dieselfde wees. Beautiful, né? Ek het met Ferreira gepraat oor die video, toe sê hy, kinders maak altyd dinge beter. Kom ons lees nou die teks, Johannes 6, vanaf vers 1. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem is. 'n Groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan met sy disippels daar gaan sit, die Paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp menigte na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet? Dit het hy net gesê, om hom op die proef te stel, want hy het dit self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'n Ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, hier's 'n seentjie met 5 brode, garsbrode en 2 visse. Maar wat is dit vir so baie mense? Toe sê Jesus, laat die mense gaan sit. Daar was baie gras op daai plek en die mense het gaan sit. Die mans het alleen, was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem en God daarvoor gedank en het hy uitgedeel aan die mense wat daar gesit het. En net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie. Hulle het dit toe bymekaar gemaak. Daar was 12 mandjies vol met stukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Toe die mense die wondertekens sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder 'n berg opgegaan, hy alleen. Ons lees net tot sover. So, hierdie 3 tipes mense maak ook hulle verskyning in hierdie teks as ons so klein bietjie interpreteer. En dit is interessant hoe verskillende mense hier reageer. So, die evangelie wat ons vandag lees in Johannes, maak Jesus 'n klomp mense kos, hy vermeerder die brode, ons ken die storie baie goed. En hy gaan voort met sy bediening in Galilea. Hy neem die mense teen die berg op, is gewoonlik maar 'n hoogtetjie, en maak hulle bymekaar. En die menigte volg hom, want hy doen tekens en mense het 'n groot behoefte gehad om aangeraak te word deur Jesus. En nadat hy hulle klaar gevoed het in vers 15, vertrek hy vinnig, want hy is bang hulle maak hom koning. Nou vir my is een opmerking hier is dat wanneer Jesus na die skare mense kyk, dan preek hy nie eers vir hulle nie. Hy sien eers 'n gewone menslike behoefte raak. Wat gaan hulle eet? Jesus voel verantwoordelik vir hulle menslikheid. En hy vra dan vir Filippus, waar gaan ons brood kry vir al die mense? Nie omdat hy nie geweet het nie, maar die uitlegger sê, hy vra die vraag, hy het presies geweet wat hy gaan doen, maar hy toets die disippels om te kyk hoe hulle reageer. En dan, Filippus is die glas half leeg ou. Hy is die pessimis. Hy noem onmiddellik dat daar so baie mense is, dat 6 maande se loon nie genoeg gaan wees om die mense kos voor te gee. Hy het op 'n manier nie geloof in Jesus se vermoë om hierdie plan te maak.
glas is half leeg. Andreas, as ons 'n bietjie interpreteer, is meer van 'n optimis, ook nie heeltemal nie, maar hy wys onmiddellik na die seentjie, daai ouetjie wat sy ma onthou het om vir hom 'n kosblik in te pak. Ons weet almal van daar wat kosblikke vergeet word. Daai ouetjie se kosblik het 5 broodjies en 2 visse in. Maar dan net soos wat hy die glas al vol gesien het, dan is Andreas ook weer realisties en sê, "Sjoe, dit is aan baie mense." En ironies dat dit nie die disippels hier is, vriende, wat eers reageer nie. Die mense reageer, hulle het nie gekom om te eet nie. Maar wanneer Jesus hulle bymekaar maak, dan kom die groep mense en daar's nie sprake van kos of 'n tafel of niks nie, maar hulle kom, as Jesus sê, kom sit. Hulle kom vinnig bymekaar op die gras en dan neem Jesus die seun se spreekwoordelike kosblikkie en hy seën dit op 'n baie tradisioneel Joodse manier as ons na daai taal kyk. En in 'n oomblik is Jesus hierdie derde tipe persoon wat werk met die Jode, wat sê, kom ons werk met wat ons het. Kom ons glo. Die skrywer van die Johannes Evangelie het geweet wat gaan gebeur. Maar in hierdie oomblik verander Jesus in die brood van die lewe. Wanneer hy die broodjies breek, dan is hy ook die brood van die lewe. En is daar 'n stuk danksegging wat gebeur. En wys dit metafories na Jesus se verlossing, dat hy die een is wat voed, hy die een is wat die brood van die lewe is. En dis nogal teologies belangrik, want wat gebeur op die ou end? Daar bly 'n klomp leftovers oor. Heeltemal teen wat almal gedink het. Iemand praat van the blessed snack pack. Hierdie kosblikkie is eintlik waarskynlik die mees famous kosblik in die wêreld. Wat die ouetjie se ma onthou het om vir hom in te pak. En dan voorsien Jesus met dit wat daar is. Waar het jy Jesus se voorsiening op die oomblik nodig? Dink daaroor terwyl ons praat. Want God voorsien altyd. Hierdie wonderwerk wys terug na God se voorsiening in die Ou Testament. Terwyl die Israeliete in die woestyn gestap het, het hy vir hulle manna voorsien. En in Exodus 16 verbied Moses die mense om meer manna op te tel as wat hulle die dag nodig het. Interessant. Manna het nie deur die nag gehou nie. So elke stukkie manna wat oorgehou word, het vrot geword. Maar anders as in die Ou Testament sê Jesus, maak bymekaar, hou vir as die mense weg is. Moenie net, ons werk nie net met vandag nie. Jesus voed nie net die menigte nie, dis ook 'n voeding wat aanhou, want hy sê, maak die leftovers bymekaar, bring dit, daar's dalk later nog mense wat honger is. Kos vir die wat later opdag. En dis teologies belangrik, die slim mense praat van die eskatologie, met ander woorde, dat Jesus se werk en sy lewe en sy bediening is iets wat aangaan. Nou hier reeds, maar ook vir dit wat ons nog later gaan nodig hê. En dit word eintlik verteenwoordig hier in hierdie teks wat Jesus sê, maak bymekaar, laat ons seker maak dat die wat later op my roepstem reageer ook gevoed word en brei Jesus eintlik die Ou Testamentiese boodskap van maak genoeg bymekaar vandag, brei hy eintlik uit. En Filippus en Andreas wys vir ons dat die disippels 'n gemeenskap was met optimiste en pessimiste. Maar Jesus kom wys 'n nuwe paradigma, 'n nuwe manier van kyk na die glas. Sy bediening gaan nie net oor 'n half leeg of 'n half vol glas nie. Sukses wat aan half vol of half leeg glase gemeet word nie. Sy bediening gaan oor 'n lewende offer in die hier en die nou. Daarom wil ek vir jou vra, as ek en jy hedendaagse disippels is, in watse kategorie sal ons osself plaas? Pessimis, optimis, realis, opportunis, idealis? Waar sal jy jouself plaas wanneer jy na iets kyk? Party
gelowiges is ware pessimiste en party gelowiges is ware optimisme. Ons geloof doen dit soms met almal van ons. En ons vra vandag weer, wanneer daar 'n situasie is waar daar voorsien moet word, hoe kyk ons daarna? Ja, verseker, as gelowiges moet ek en jy realisties na die wêreld kyk. Ons moet nie naïef wees nie, ons moet nie hoog spiritueel wees nie, ons moet kyk na, is daar pyn, is daar genot, is dit maklik, is dit moeilik, ons kan eg wees daaroor. Maar, ons kyk ook altyd met hoop. Jesus brei die Ou Testamentiese boodskap van net vir vandag uit na iets wat hou langer en sê, daar sal voorsien word vir die wat later vra, want ons tel die oorblyfsels op, ons maak dit by mekaar 12 mandjies vol. Daar sal wees vir 'n lang tyd. Jeff Stark sê, ons moet nie praat van optimisme nie, optimism, maar ons moet praat van hopetimism, hooptimisme. Hy sê, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Ons as disippels van Jesus Christus hier op aarde is nie halfvol of half leeg mense nie. Ons is nie glas halfvol of glas half leeg mense nie. Ons is mense wat gevul is met die lewende water. Dis 'n gawe van Jesus Christus en ons as gelowiges se kyk deur Jesus Christus dat hy ons maatbekers en ons meetinstrumente vervang, wegvat en dit vervang met 'n fontein van nuwe lewe en liefde, brood vir altyd. Dink aan Dietrich Bonhoeffer, die Duitse teoloog wat teen die Nazis opgestaan het op die ouend in die tronk is en teruggestel is. In die tronk het hy die vertalers uitgedaag om die definisie van optimisme te verander in die woorde van Stark na hooptimisme. Hoor wat sê hy, the essence of hopetimism is that it takes no account of the present, but it is a source of inspiration, of vitality and hope where others have resigned. It enables a man to hold his head high, to claim the future for himself, and not to abandon it to his enemy. Om die toekoms, die hoopvolle toekoms, in elke situasie, altyd te claim. Nie naïef nie, nie op 'n manier wat ons nie die realiteit raak sien nie, maar met hooptimisme. En as gevolg van hierdie verwysing na hooptimisme van Bonhoeffer, wat hy van sy laaste woorde wat neergeskryf is in sy interaksie met 'n medegevangene, net voor hy tereggestel is, skryf hulle oor wat hy gesê het. Hy sê, for me, this is the end, but also the beginning. Ek en jy sien situasies waar ons dink, dis die einde van die lyn. Ons geloof help ons om altyd te sê, but also the beginning. Miskien is dit ook die begin van iets anders. Maar miskien. En as ons sê, ons is, en ek is amper klaar, daai ou wat nou pessimisties luister, hoef nie in sy stoel te sak en te sê, hy gaan nog lank wees, ek is amper klaar. Maar in die 21ste eeu, kyk ek en jy mos nou as Christene, nie na die wêreld in terme van alles is mooi of alles is lelik nie. Ek bedoel, alles is nie noodwendig goed wat ons sien, net omdat ons nou gelowiges is nie. En wanneer ons na die wêreld kyk, is ons ook nie, maar alles is sleg nie. Ons is nie pessimiste wat ons kop af tussen ons bene sit en pessimisties verwag dat daar enige oomblik 'n krisis gaan wees nie, maar ons is ook nie so dat as ons as gelowiges na die wêreld kyk, dat ons net altyd iets goeds en 'n volgende wonderwerk verwag nie. Ons lewe iewers tussenin. Want ek en jy as Jesus se disippels is hooptimiste. Wat lewe in 'n woestyn, met woestynervarings, maar waar daar altyd lewende water is. Hierdie God van ons voorsien. Hy voorsien voedsel op alle vlakke, die toekoms in. Hy voorsien manna in die woestyn, hy voorsien broodjies uit hierdie wonderlike kosblikkie uit. Hy voorsien dit wat jy vandag nodig het. Ek en jy kan dit nog glo. Ek wonder waar het jy op die oomblik voorsiening nodig? Waar het jy nodig dat dit wat jy in God se hande sit meer word
of anders word, of verander, of opgelos word. Die glas is nie half vol of half leeg nie. Die glas is vol lewende water. En wanneer ek en jy na die glas kyk, moet ons nie noodwendig dit half vol of half leeg sien nie, maar ons moet met hoop 'n slukkie van die lewende water vat en dit net geniet. En daarom wil ek vra dat jy, daar waar jy is vandag, 'n paar oomblikke neem, ons gaan op die video 'n tydjie van stilte gee voor ons afsluit. Jy stil word en dat jy 'n oomblik met die Here praat oor wat wil jy vir oggend in God se hande plaas met optimisme. Wat wil jy vir oggend in die Here se hand plaas en sê Here, vat dit, maak dit meer, maak dit anders, los dit op, verander dit, hou dit net 'n bietjie vas. Gebruik 'n paar oomblikke in stilte en stille refleksie om te besluit wat die spreekwoordelike broodjie is wat jy vir oggend in God se hande, vandag in God se hande plaas en wil vra dat hy iets daarmee sal doen. Kom ons word stil. Here, dankie dat ons hoop ten minste kan wees. Ons sien dikwels die glas half vol, ons sien dit dikwels half leeg, dan vergeet ons om van die water te drink. Dankie dat u 'n seentjie, wie se ma sy kosblik onthou het, gebruik het om die boodskap te gee dat u die een is, die brood, die lewende brood. Dat u die een is wat gebreek is, dat u die een is wat voorsien en voorsien en voorsien, dat u die een is wat so voorsien dat daar oor is na die tyd, vir ook dit wat nodig is in die toekoms. Dankie dat u die Oud-testamentiese boodskap kom verruim het deur Jesus Christus se koms. Wil u gee, Here, dat ons 'n gemeente sal wees, wat in elke oomblik, ten spyte daarvan dat ons die realiteit raak sien, dat ons soms sê, ai, glas is half leeg, of soms sê, joh, glas is half vol, dat ons in elke oomblik ook hoop ten minste kan wees. Amen. Mag die Vader jou lei en beskerm, mag die Seun deur sy liefde en sy genade in jou woon, en mag die Heilige Gees jou regtig inspireer, dat jy nou en dan van die lewende water sal drink, wat voor jou staan. Nie besluit, is dit baie of is dit min nie, maar dit wat daar is, sal gebruik, in elke situasie met hoop. Amen.